Hallo almal en baie welkom. Is julle reg om julle kennis oor boerdery in Suid-Afrika 'n bietjie te toets? Vandag gaan ons 'n lekker vinnige vasvraag doen om julle te help om heeltemal gereed te wees vir die eksamen. Moenie bekommerd wees nie, dit gaan sommer baie pret wees. Goed, die reëls is super eenvoudig. Ek gaan 'n vraag op die skerm wys, dan gee ek jou 'n oomblik om te dink en dan kyk ons saam na die antwoord. Is julle gereed? Fantasties. Kom ons spring sommer dadelik weg. Reg, ons eerste vraag gaan oor die twee hoofsoorte boerdery. So, wat is die hoofdoel van bestaansboerdery en wat is die hoofdoel van kommersiële boerdery? Dink vir 'n oomblik, wat is daai een groot verskil? En daar is julle antwoorde. Sien, die groot geheim is, bestaansboerdery is net om jou eie gesin se magies vol te hou. Maar kommersiële boerdery, dis 'n besigheid. Dis om hope en hope kos te produseer om vir geld te verkoop. So een is vir die familie en die ander een is vir die winkel. Briljant. Nou kom ons gaan 'n bietjie dieper. Wat is die kenmerke wat hierdie twee soorte plase so anders maak? Probeer dink aan twee dinge wat 'n bestaansboerdery beskryf en twee dinge wat 'n kommersiële plaas beskryf. As jy op die plaas sou staan, wat sou jy sien? Uitstekend, presies. Bestaansboere gebruik gewoonlik klein stukkies grond en die hele gesin spring in en help met die werk. Maar kommersiële plase? Wow, hulle is reuse groot met daai massiewe diermasjiene wat die harde werk doen. As jy enige van hierdie punte onthou het, is jy 100% op die regte pad. Goed, volgende vraag. Hierdie groot plase kan baie kos maak, maar wat is die grootste probleem of nadeel hiervan vir ons natuur, vir ons water en ons grond? Dink gou. Ja, presies. Dis die gebruik van sterk kunsmis, wat so superkragtige plantkos is, en gifstowwe. Hierdie goed kan in ons riviere en ons grond beland, en dit is glad nie goed nie. Dink daaraan soos om seep in 'n visdam te gooi. Dit maak die water ongesond. Dis 'n baie belangrike punt om te onthou. Hier's 'n belangrike woord wat jy moet ken. Wat presies is kontantgewasse? Die leidraad is sommer in die naam. Kontant. Wat dink julle beteken dit? Korrek. Kontantgewasse is enige iets wat 'n boer plant, nie om self te eet nie, maar spesifiek om te verkoop vir geld. Mielies, koring en suikerriet is perfekte voorbeelde hiervan in Suid-Afrika. Dis gewasse wat letterlik in kontant verander. Goed, dan, laaste vraag vir hierdie afdeling. Saaiboerdery en veeboerdery. Wat is die basiese, mees eenvoudige verskil tussen die twee? Hierdie is 'n maklike een, ek weet julle ken hom. En daar het julle dit. Dis so eenvoudig soos dit. Saaiboerdery gaan alles oor plante. Jy plant sade en jy oes gewasse. Veeboerdery gaan alles oor diere, soos koeie vir melk en vleis of skape vir lekker warm wol. So dis plante teenoor diere. Maklik. Julle doen briljant. Nou is ons reg vir deel 2 van ons vasvra. Nou gaan ons 'n bietjie meer spesifiek kyk na die tipe gewasse en vrugte wat boere hier in Suid-Afrika verbou. Kom ons gaan aan. Reg, kom ons toets daai geheue. Volgens julle skoolwerk, wat is die 3 hooftipes gewasse wat op 'n baie groot skaal in Suid-Afrika geplant word? Probeer aan al 3 dink. Wonderlik. Die 3 grootes is graan, soos ons geliefde mielies vir pap en koring vir brood, suikerriet vir al daai lekker soetgoed en sonneblomme waaruit ons kookolie kry. Goed gedoen as jy dit onthou het. Nou vir die vrugte. Verskillende klimate is goed vir verskillende vrugte, né? So watter tipe vrugte kry ons in warm, nat plekke en watter tipe vrugte groei in plekke met koue winters en droë somers? Dink bietjie aan die verskillende vrugte wat jy in jou kosblik kry. En daar's die antwoorde. In die warm, nat dele van ons land, soos byvoorbeeld in KwaZulu-Natal, kry ons daai heerlike tropiese vrugte soos mango's en piesangs. En in die Weskaap met sy koue, nat winters, kry ons sagte vrugte soos appels, pere en perskes. Slim. Nou as ons nou van appels praat, hoe sorg 'n boer vir sy appelbome om seker te maak hulle groei goed en dra hoop en hoop lekker vrugte? Probeer aan 2 verskillende taakies dink wat 'n boer moet doen. Kyk net daar, boere is ongelooflik besig. Hulle moet water gee, al die lelike onkruid uittrek, kos vir die bome gee en natuurlik die takke snoei. As jy enige 2 van hierdie onthou vir die eksamen, is jou antwoord absoluut perfek. Nou, daardie laaste punt is interessant. Hoekom is dit so belangrik vir boere om die takke van die appelbome te snoei? Spesifiek in die winter, wat is die groot rede daarvoor? Dis heeltemal reg. As daar te veel takke en blare is, kry die appels wat so onderweg kruip nie genoeg sonlig nie. Deur te snoei nog die boer seker die son kan by al die vrugte uitkom sodat hulle lekker groot, soet en sappig kan word. Lekker.
Laaste vraag, julle is amper daar. Vrugte het 'n klein probleempie. Hulle word gou sleg. So wat is die probleem presies? En nog belangriker, wat is daai super eenvoudige oplossing wat boere en winkels gebruik? En dis dit, so eenvoudig. Die probleem is dat vrugte vinnig gaan vrot. En die oplossing? Eenvoudig, maar baie effektief. Hou hulle koud. Dis presies hoekom ons vrugte in die yskas bære en hoekom hulle in daai groot koelvragmotors vervoer word. Sjoe, julle het fantasties gedoen. As jy net 2 hoofgedagtes uit vandag se vasvrae moet onthou vir jou eksamen, dan is dit hierdie. Eerstens, die groot verskil tussen boer vir jou familie en boer vir geld, en tweedens, al die slim maniere hoe boere vir hulle plante en vrugtebome sorg. En dit is die einde van ons voorbereiding. Jy het elke vraag beantwoord en jou brein is nou propvol kennis. Gaan met hoop selfvertroue in daardie eksamen in. Baie sterkte. Jy kan dit doen. Totsiens.